Welkom by vandag se luistermeditasie in die 3de week van Advent. Dit is vandag Woensdag 17 Desember. In die teksgedeelte wat ons vandag saam lees, is Psalm 146 van vers 5 tot 10. En ons gaan dit lees uit die 2020 vertaling. Ek steek vandag vir ons die kers van vreugde aan en nooi jou om tuis te kom in hierdie oomblik van lig en lewe. Min woorde is nodig vir Advent. Vir die wat die reis onderneem, is oop oë, spits ore en 'n vreugdevolle hart al wat nodig is om die ster te volg tot by die koningskind. Jesus, bron van al my vreugde. Jesus, lig van my geloof. U is vol genade, waarheid. U my heiland, eer en hoof. Ja, ek is u eiendom. U die Seun, u het gekom as gestuurde van die Vader, is u self die weg na hom. Ons lees saam Psalm 146. Loof die Here, o my siel. Ek wil die Here loof solank ek leef. Ek wil my God besing solank ek bestaan. Moenie op vooraanstaandes vertrou nie. Op 'n mens by wie daar geen verlossing is nie. Sy asem gaan uit. Hy keer terug na die grond. Op daardie dag is sy planne daar nie heen. Gelukkig is die mens wat die God van Jakob as sy hulp het. Wie se hoop gefestig is op die Here, sy God. Hy wat hemel en aarde gemaak het, die see en alles wat daarin is. Hy wat trou bly tot in ewigheid, wat die reg van verdruktes handhaf, aan hongeres brood gee. Die Here laat gevangenes vry, die Here maak blindes se oë oop, die Here rig die op wat neergedruk is. Die Here het regverdiges lief, die Here beskerm vreemdelinge, vaderloses en weduwees help hy op, maar die pad van goddeloses maak hy krom. Die Here sal ewig regeer, jou God, Sion, van geslag tot geslag. Halleluja. Tussen 2 verse van lof, gee die psalmdigter 'n waarskuwing en 'n belofte. Moenie op mense vertrou nie. Hulle asems is kort en hul planne gaan ten gronde. Maar gelukkig is jy wat jou hoop vestig op God. Let op. 2 verse vir die waarskuwing, 5 verse vir die belofte. Dit is asof ons hier genooi word om die meerderheid van ons menswees te wy aan God se Makarios beloftes. 'n Klein bietjie aandag is nodig om jou verkeerde, kromgedraaide verwagtinge in mense reg te stel. Die res van jou gebede, denke en dade moet jy oorlaat aan die getroue goedheid van God. En dan op die rug van hierdie belofte, neem die digter ons op 'n voëlvlug deur die hele Bybel. God, die skepper van die hemel en die aarde, die gewer van manna in die wildernis, die vrylater van gevangenes, die een wat blindes laat sien en swakkes oprig, die beskermer van die vreemdeling, die vaderlose en die weduwee, die krommaker van verkeerde paaie en die regeerder van geslag tot geslag. Van Genesis
tot by Johannes van Patmos se laaste openbarende amen, openbaar die hele Bybel aan ons die Makarios geheime van God. Daar word immers oor Psalm 1 gesê as die inleiding tot die psalms, maar eintlik die opsomming van die ganse Bybel. Welgeluksalig is die mens wat nie wandel in die raad van die goddelose en nie staan op die weg van die sondaars en nie sit in die kring van die spotters nie. Maar sy behaag is in die woord van die Here en hy oordink sy woord dag en nag. Vir hierdie derde week van Advent, wat maak jou hart bly? Waar vind jy nou behaag? Waar beleef jy die Makarios vreugde van die skepende, vrymakende, versorgende God? Ons Vader wat in die hemel is, laat U naam geheilig word. Laat U koninkryk kom. Laat U wil geskied, soos in die hemel, net so ook op die aarde. Gee ons vandag ons daaglikse brood en vergeef ons ons oortredings, soos ons ook die vergewe wat teen ons oortree. En laat ons nie in die versoeking kom nie, maar verlos ons van die bose. Want aan U behoort die koninkryk en die krag en die heerlikheid tot in ewigheid. Amen.